Halleluja, halleluja. As daar maar niks is die teenwoordigheid van die Here nie. Is u bly om hier te wees? Is u reg vir die woord van die Here? Great. Ek gaan vir die volgende 3 kere wat ek bedien, gaan ek so 'n bietjie van onderwerp afgaan. Ek sal na dit weer terugkom na ons reeks toe. Maar ek wil graag vanoggend met u gesels of begin gesels oor 'n aspek wat ek glo van groot waarde vir jou sal wees, want dit is belangrik dat ons die regte dinge sal glo. Ek sê dis belangrik dat ons die regte dinge sal glo. Jesus het eenmaal gesê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En ongelukkig het ons eienaardige dinge wat ons glo. En ons glo hierdie goed omdat dit vir ons geleer is van generasie tot generasie, en ongelukkig is daar min mense wat baie daar sal stil staan en dan net sal sê, hè? En dis nodig om baie keer net te sê, hè? So ek wil vanoggend met jou begin gesels oor hierdie tema, die rookpot, die bloedige kruis en die troonkamer. En my kernteks vir hierdie 3 boodskappe is uit Hebreërs 10 en ek lees vir u vanuit die Nuwe Lewende Vertaling wat hy sê, broeders en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy, dit is nou Jesus, het hierdie nuwe lewegewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan. Hallo. Dankie vir julle opgewondenheid. Kom ons gaan die heiligdom binne, ja, tot voor God, met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprenkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Dank God vir die bloed van Jesus Christus. Dit is deur die bloed van Jesus Christus dat alle dinge met God versoen word. God se krag onderhou die heelal, maar sy bloed verlos dit. Met ander woorde, wat sy goedheid onderhou, het sy bloed versoen. En ek dink nie dat daar een persoon is wie hier sit wat sal kan sê dat dit nie so is nie. Met ander woorde, daar is niemand wat hier sit wat vir my sal kan sê dat die krag of die bloed van Jesus het nie krag nie. Niemand kan dit sê nie. En tog is die meeste mense se konsep omtrent die bloed heeltemal verkeerd. Mense glo eienaardige dinge oor die bloed. Mense doen eienaardige dinge met die bloed wat glad nie in die Bybel gevind word nie. Die konsep wat meeste mense het omtrent die bloed van Jesus is verkeerd.
Nou voordat ek gaan aangaan met hierdie boodskap, wil ek 2 goedjies sê. Nommer 1, ek gaan nou 'n paar goed sê wat jou gaan skok. En as ek sê skok, bedoel ek dit gaan so bietjie jou laat dink. Ek sê weer, jy moet die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. So ek het nodig dat jy nou alles wat jy dink jy weet omtrent die bloed een kant toe sal skuif. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is dat ek gaan nou goed sê wat ek weet jy gaan jou gesig vir my trek. En dis okay. But stick with me. Laat my toe om hierdie 3 boodskappe te bedien en aan die einde van die boodskap dan kan jy vir my e-mail stuur. Daar's goed wat ek nou gaan sê wat wanneer ek dit sê, dan is daar van julle wat hier sit en ek weet jy praat die waarheid, wat gaan sê, maar Werner, ek het nou dit gedoen wat jy sê ek nie kan doen nie en dit het gewerk. En jy's reg. Want jy sien, God eer geloof, nie leerstellings nie. Met ander woorde, dit is moontlik om partykeer verkeerd te ken. Maar God sal nog beweeg want jou geloof is opreg. Ons word nie gered as gevolg van ons leerstellings nie. Ons word gered as gevolg van ons geloof in Jesus Christus. Net so word ons ook nie eendag wanneer ons voor die troon van God staan, gaan daar nie vir ons gevra word, ekskuus, ek wou sê hierdie ding is verkeerd op my ore, en dit is sulke groot ore. Ons gaan nie eendag geoordeel word op grond van ons leerstellings nie. Binne perke natuurlik. Ons moet glo in Jesus Christus, ons moet glo hy is die seun van God, ek verstaan al hierdie goed, maar nie een van ons het die volle waarheid omtrent alles. Paulus sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar daar is sekere goed wat ek weet die waarheid is. Is jy met my? So ek gaan nou goed sê en ek weet wat jy gaan sê, maar Werner, ek het dit gedoen en dit het gewerk, ek weet dit sal werk want God eer jou geloof. Maar nou gaan ek jou iets leer wat jou geloof gaan versterk in God. Is jy met my? So, wanneer dit kom by die bloed, dan is een van die grootste foute wat mense maak, is dat hulle die bloed op 'n quasi-mystieke manier behandel. Wat beteken dit? Ek is so bly jy vra dit. People treat the blood as a spiritual power that needs to be activated. People treat the blood like some protective substance that is activated by our words. In other words, people will say things like, Satan, the blood is against you. Jy sien, kyk hoe trek die hele gesigte. Ek weet, stick with me. People treat the blood like some formula that make things happen. And they would say things like, I plead the blood. And that's unscriptural. My liefie, ek dink jy moet my CV regkry. Mense sal die bloed as 'n formule gebruik en dan sal hulle goed sê soos ek pleit die bloed en dis onskriftuurlik. En ek daag jou uit soos wat ek met almal altyd doen. Moenie vir my sê Werner jy's verkeerd want ek het nou vir die laaste 50 jaar dit geglo nie. Bewys my verkeerd uit die skrif uit. Bring vir my die skrif wat sê ons moet die bloed pleit. Net een. People treat the blood like some kind of shield against demons.
And all of these things are wrong and unscriptural. The blood is not a mechanism or a spiritual phrase that can be applied or used to change, protect, or fix things. The blood is not something that can be activated. Die bloed is nie een of ander krag wat jy aktiveer met pragtige sinnetjies wat jy sê nie. Okay. There are also several reasons why people believe these funny things. Number one is just wrong doctrine. People have been taught the wrong things. People hear something and they just believe it without looking at what the scripture teaches us. A second reason is a desire for control. Spiritual things often feel very far away for people, and then they try and use these phrases, these catchphrases, these bumper sticker phrases. They try and use these things to try and activate the spiritual things. They do this because they are trying to reach for something that they feel are out of their control or out of their reach. A third reason is the wrong interpretation of the Old Testament. In other words, in Exodus 12, we find the story of where the Israelites applied the blood to the doorposts. And so they take that as a formula that we need to apply the blood on everything. Stick with me. Hallo. Ag, smile net vir my. Weet jy, maak asof jy my skoonma is, al like jy my nie en al stem jy nie saam met smile. Maak net. Glo vir my, hierdie boodskappe gaan jou vry maak. Hallo. En ek wil dit net sê, ek glo in die krag van die bloed. Okay? Moenie dink ek sê die bloed is nie waardig nie. Ek wil hê ons moet kyk na wat is die bloed regtig. Hello. So wrong interpretation of the Old Testament. When we believe these things, and when you believe these things, it creates a big problem because then we make our faith work-driven. Ons maak ons geloof 'n werkgedrewe ding, want ons dink ons moet allerhande, en ek sê dit met groot respek en in aanhalingstekens, air quotes, ja, ek is een van daai, ons glo dat ons moet al hierdie dinge sê, en dan sal God. Ons maak dit werkgedrewe, dat as ek nou al hierdie goed doen, dan gaan God. The blood of Jesus is not a mystical technique or ritual. It is a covenant truth. It is a legal reality. It is something that God has established and recognizes. So met dit in gedagte, kom ons begin met die boodskap. Ek wil alles eers genoem het van wat die bloed nie is nie, want ek wil nie jy moet hier sit en dink hoe jy nou een of ander formule gaan uitdink om te kry wat jy wil hê nie. Is jy met my? Hierdie verhaal begin by Adam. En vanaf Adam het die mensdom 'n groot probleem gehad, want die mensdom is in sonde gedompel. Die probleem is nie net dat elkeen van ons sit met ons eie persoonlike sonde nie, maar dat ons elkeen gebore word met die natuur van sonde. Met ander woorde, ons kan niks anders as om te sondig nie.
Die sondige natuur beïnvloed nie net die mensdom se dade nie, maar ons totale menslike toestand. Elke persoon wat gebore word gebore met die neiging om teen God te rebelleer. Romeine 5:12 sê, almal het gesondig. Hierdie gevalle staat bring skeiding tussen God en die mens, en dit bring die geestelike dood voort, maar ook die onvermoë om ten volle volgens God se wil te leef. Met ander woorde, hierdie natuur wat ons het, hierdie korruptheid waarin ons gebore word, maak dit absoluut onmoontlik om in die volle wil van God te leef. Ek dink ek preek met die verkeerde gehoor, want lyk my julle is net op die bol geestelik. Selfs die van ons wat gered is, weet dat dit is moeilik as gevolg van die sondige vlees, is dit moeilik om 100% te doen wat God van ons verwag elke dag. Dis nie net moeilik, dit is onmoontlik. Ry net in Marine Drive. Geen morele poging, geen wet wat nagekom word, en geen geestelike ritueel kan ons red of verenig met God nie. Die mens het 'n verlosser nodig. En omdat God goed is, het hy ook geweet dat ons nie onsself kan red nie, so toe maak hy 'n weg vir ons. En dit bring ons dan nou by die begin van hierdie verhaal van redding. Hierdie is die verhaal van Abram, nie Abraham nie, maar Abram. En hierdie waaroor ek vanoggend met jou wil begin gesels, is die moment of die oomblik waar God die bloedverbond met Abram gaan sny. God praat met Abram, en dan sê hy vir Abram in Genesis 15 vanaf vers 9, neem vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokooi en 'n 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif, en hy, dit is nou Abram, het dit alles vir God gebring en dit middeldeur gedeel en die helfte teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Roan, sal jy gou vir my 'n paar kussings, of Jakes, gryp gou vir my 'n paar kussings daar. Soms so 4 net. Nee, moet nou gou maak hoor, hier kort ek nou spoed my seun. Ek praat so windie met hom, want ek is op 'n afstand. Ek gaan nie die kussings hier gooi, want ek wil vir jou die prentjie probeer skets. Dankie my champ. Yes, ek het 'n mooi seun, hè? Gedra vir julle. Abram vat 'n vers, daai vers is 'n jong koei wat nog nooit 'n kleintjie gehad het nie. Hy vat 'n bokooi, 'n ram, 'n tortelduif en 'n duif. God sê vir hom, kry vir my hierdie diere. Nou vat hy die diere en dan sny hy die diere in die helfte. Hy sit die een gedeelte van die vers hier en die ander gedeelte van die vers daar, dan vat hy die bokooi en die een helfte hier en die ander helfte daar, en so maak hy met alles, behalwe met die tortelduif en die duif. Nou wanneer hulle dit gedoen het, wanneer hulle hierdie verbond gesny het, dan het hulle hierdie gedoen, hierdie diere so opgesny en dit dan so oorkant mekaar gelê, want dan sou 2 mans, as hierdie verbond nou tussen 2 mans gesny is, dan sou hierdie mans tussen die diere rondgeloop het. Nou, as jy al 'n preek gehoor het oor hierdie verbond, dan sou jy al gehoor het dat mense sal sê dat hulle dit in die vorm van 'n 8 of in die vorm van infinity tussen die dier geloop. Dis nonsens. Okay, ons praat hier van die eerste mens. Daar was nie eers 'n teken soos infinity gewees nie. Okay, dis mooi stories wat hulle opmaak, maar dis nie wat gebeur het. Maar wat die mense sou gedoen het, is wanneer hierdie diere hier lê, en moet nou nie kussing sien nie, ek wil hê jy moet sien. Hier lê die helfte van 'n vers.
En hier is die ander helfte. Dis bloedig. Dis 'n gemors. En nou wat hierdie mans doen, is hulle stap tussen hierdie goed deur, en wanneer hulle daardeur stap, dan is dit die teken of die ding wat hulle doen is hulle sê vir mekaar, as ek my verbond met jou nie nakom nie, dan moet met my gebeur wat met hierdie diere gebeur het. Hierdie is 'n ernstige ding. These men would say to each other, if I do not fulfill my part of the covenant with you, you must do to me what happened to these animals. In other words, kill me and let my blood flow on the ground like the blood of these animals that taints the ground. Also consider this, that this is God who is making a covenant with Abraham. This is not a light matter. This is a very weighty thing. And the blood covenant in particular was a very, very, very serious thing. It was a binding legal relationship. This covenant had clear provisions to which each party committed himself. This covenant had clear sanctions. In other words, it had blessings for the keeping of the covenant and curses for the breaking of it. And this covenant had witnesses. This is not a simple statement that just says, what is mine is yours. This is not what this means. It was a covenant that said very clearly, here is what I promise you, and here is what will happen to me should I not fulfill my promise. Is jy met my? This is a very, very serious thing. And remember, it is God who is cutting a blood covenant with Abraham. And I repeat myself, the provision is very clear. If either one of us breaks this covenant, there is going to be very serious, bloody consequences. Later on in the Bible, we read on how serious and weighty this covenant was to God, because they were men who cut a covenant with God and they broke their covenant. In Jeremiah 34 verses 18 it says, and the men who transgressed my covenant did not keep the terms of the covenant that they made before me. I will make them like the calf that they cut in two and passed between its parts. The officials of Judah, the officials of Jerusalem, and the eunuchs, the priests, and all the people of the land who passed between the parts of the calf, and I will give them into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their lives. Their dead bodies shall be food for the birds of the air and the beasts of the earth. This is something serious. So, God sny 'n bloedverbond met Abraham. God gaan nou iets doen wat besonders groot is. This is something that will have historical and future implications. Hierdie is iets wat histories gaan wees, maar dit gaan ook 'n toekomstige implikasie hê. So sien hierdie prentjie, Abraham, kry vir my diere. Hier is die diere. Abraham, sny hulle in die helfte en pak hulle oorkant mekaar. Let op dat Abraham nie een keer vir die Here vra hoe om dit te doen nie, want dit was 'n algemene gebruik in daai kultuur gewees. Abraham het geweet wat 'n bloedverbond is.
Het jy die prentjie in jou kop? Sien jy vir broer Abraham daar in die veld staan met die diere wat oorkant hom lê? Sien jy dit? Iets groots gaan nou gebeur. Maar nou gebeur daar iets eienaardigs. In Genesis 15:12 sê hy, as the sun was going down, a deep sleep fell on Abraham. Kom, gaan hy nie oor nie. Daar sê hy, a deep sleep. Sien jy dit? Hallo? God gaan nou beweeg. Hy gaan nou iets besonders met Abraham doen. Maar Abraham slaap. Het is belangrik dat jy dit sal sien. God gaan beweeg, maar dis nie net Abraham wat aan die slaap raak nie, dis God wie vir Abraham aan die slaap maak. Onthou dit, want ons gaan net nou terugkom na dit toe. Maar kyk bietjie wat sê hy verder in daai versie. Hy sê Abraham het nou lekker aan die slaap geraak, dan sê hy, en skrik en groot duisternis het hom oorval. Ek is gaande oor hoe van die Engelse vertalings dit sê, die ESV sê, dreadful and great darkness fell upon him. Die modern King James version sê, a horror of great darkness. Die International Standard Version sê, a frightening and terrifying darkness. Die Bible in Basic English sê, a dark cloud of fear. Hierdie is nie net gewone vrees of verskrikking nie, hierdie is nie gewone angs nie, hierdie beteken nie iemand wat bang is nie. Inteendeel, die donker wolk praat nie eers van donkerte nie. Met ander woorde, Abraham het nie aan die slaap geraak en geskrik omdat dit donker geword het nie. Abraham het nie 'n nagmerrie in die middel van 'n donker wolk gehad. Hierdie was die bewuswording van goddelike vrees in die teenwoordigheid van iets heilig en gewigtig. Hierdie wat hier gebeur, is wat ons noem verbondstaal. Met ander woorde, ons vind hier dieselfde bewoording op ander plekke in die Bybel. Hierdie selfde ding, hierdie donker wolk, sien ons in Eksodus 20, wanneer God met sy volk verbond sny. Dan sien ons hierdie selfde bewoording in Eksodus 20:20, toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Nou, wat daar gebeur is Berg Sinai. Hulle het nou by die berg gekom, God gaan nou verbond sny, gaan lees dit asseblief, maar skets hierdie prentjie in jou kop. Die Bybel sê, toe hulle wakker word jurgens, toe bewe die berg. Okay, julle is vas aan die slaap. Ek sê, toe hulle wakker word, toe bewe die berg. Kan jy jouself indink dat ons môreoggend wakker word en hier somewhere waar ook al 'n berg is, bewe die hele berg, net die berg. En dan bo op daardie berg is daar vuur. En daar is heerlikheid. En vanuit hierdie berg trek daar rook op. En 'n wolk omsingel hierdie berg. Jy kan maar jouself so heilig hou soos wat jy wil, boetie. Ek is die eerste een wat op die N2 spring Joburg toe. Dit is wat hy hier sê. Hy sê, ouens, moenie nou bang wees nie, maar God wil hê julle moet vrees. Mag die Here gee dat die vrees van God terugkom in sy kerk. Maar kyk nou hier wat gebeur.
vers 21. So het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar God was. Jy sien, ons praat hier van verbondstaal. Skep weer hierdie toneel in jou gedagtes. God gaan nou op 'n diepgaande en verbondsvestigende wyse optree met Abraham. Hierdie is 'n gewigtige saak. Abraham, kry vir my die diere. Abraham sny die diere in die helfte. Abraham pak die diere oorkant mekaar. Abraham, is jy reg vir wat kom? Ek is reg, Vader, right, slaap. En dan daal die heerlikheid neer. Die verbond moet nou volbring word. Met ander woorde, in eenvoudige taal, daar moet nou geteken word op die gestippelde lyntjie. Maar God het vir Abraham in die slaap gemaak. Maar onthou wat ek vir jou sê, wat sou twee mense gedoen het? As ek en Mike verbond met mekaar gesny het, dan sou ons dit gedoen het, en dan sou ek en Mike so tussen die diere rondgestap het. En ek sou hierdie vers so gekyk het wat in die helfte gesny is met die bloed wat uitstroom. En ek sou besef, dit gaan ek wees, as ek nie my verbond nakom nie. Ek besef dat ek het nog kans om hier uit te klim, want ek het nog nie hand geskit nie. So jy moet weet dat Abraham het, terwyl hy hierdie diere oorkant mekaar gepak het, het Abraham ook so tussen hierdie goed deurgestap, terwyl die teenwoordigheid van God om hom is, en hy het geweet, hierdie is 'n gewigtige saak. En daar maak God hom in die slaap. Maar kyk wat gebeur nou. Vers 17, en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. God puts Abraham to sleep, and then God himself walks through the split animals. Abraham kry die diere, hier is die diere, Abraham sny die diere, diere is gesny, Abraham pak die diere, diere is gepak, Abraham, is jy reg dat ons verbond sny? Ek is reg, Here, right, Abraham. En terwyl hy slaap, toe laat God sy heerlikheid oor hom neerdaal, sodat Abraham weet, hier kom nou iets groots. Maar hy slaap. En terwyl hy slaap met die heerlike wolk van God op hom, toe is dit die rookpot, God homself, wat tussen hierdie stukke deurloop. What does this mean? This means that this covenant is unilateral. Dit is eensaidig. This means that Abram had no say in the terms or sanctions of this covenant. Gaan lees asseblief hierdie gedeelte by die huis. Toets my, want jy moet. Gaan lees hierdie gedeelte by die huis, dan gaan jy sien, dat toe Abraham in Lala-land is, en God tussen hierdie stukke deurbeweeg, het Abraham nog gedroom, toe God die beloftes aan hom maak. Hy het geen sê in die saak gehad nie. This covenant is unilateral. Secondly, God takes full responsibility
for this covenant. Abram was only a passive participant. Abram was in control of nothing, and he contributed nothing. Abraham was in beheer van niks, en Abraham het niks na die tafel toegebring nie. God and God alone is the one who contributed to the covenant. Like I said, God made all the promises after Abram fell asleep. This means that the covenant promises dependency was completely and entirely on God. Die verbondsbelofte se vervulling was totaal en al God se verantwoordelikheid. Abraham het geslaap. Mag die Here gee aan die einde van hierdie 3 boodskappe, dat ons werklik in die oorwinning sal leef van dit wat Christus vir ons gedoen het. Abraham could do nothing to obtain the promises. But it is not only the promises for which God takes responsibility. Luister baie mooi. It is not only the promises that God takes full responsibility for, but God also takes full responsibility should the covenant promises fail, that the punishment would fall on him. Therefore, this covenant is grace-based. The promises of the covenant did not depend on Abram's achievements. Ek dink van julle begin al die prentjie te sien, nê? Daar's nog 2 oor, so moenie my vooruithol nie. God commits himself to fulfill the promises. God had set the terms. This means that God has to ensure that everything will happen. So Abraham is the one who gets everything, and he doesn't have to do anything to obtain it. Number 3, like I said, God himself bears the covenant punishment. Now, this does not mean that God is saying that he might fail. And this does not mean that there might be a possibility of failure on God's side. There isn't an option for failure when it comes to God. What it does mean is that if these promises that God made do not come true, that God and God alone will bear the full punishment. And do you remember what the punishment is? Death and blood. God takes the total responsibility of the fulfillment and of the punishment of the Old Testament covenant on himself. Julle kan vir my iets aansit, dankie Jakes. Ek gesels met jou vir die volgende paar weke as die Here wil, oor hierdie aspek, want ek glo dat dit werklik nodig is dat jy sal moet begin besef in jou eie lewe wat dit is wat God vir jou gedoen het.
Ons het in die kerk vir jare, dekades, het ons geloof heeltemal te veel begin draai om ons prestasies. En daarom sluit hierdie aan by my openingsrede, toe ek gesê dat ons dink, ek wil dit verpersoonlik, jy dink, jy moet al hierdie geestelike goedjies doen, voordat God enigsins iets vir jou sal doen. Nou, ek weet al die slim Bybelmense daar buite het klaar hulle versies reg om my uit te haal. So laat ek dit sommer net nou sê, daar is goed wat van ons verwag word. En weet jy wat word van ons verwag? Geloof in Christus. Ja, ons moet heilige lewens leef, ons moet al hierdie goed doen, ek verstaan dit. Maar ons kan nie eers dit reg kry, sonder sy hulp nie. So selfs om 'n heilige lewe voor hom te probeer leef, gaan nie goed genoeg wees nie. Maar ons het al hierdie goed wat ons doen, want ons dink dan sal God my hoor. Wanneer ons bid, dan herhaal ons sinnetjies wat ons gehoor het, iemand het gebid, want dan dink ons, wanneer ek hierdie mystiese, geestelike sinnetjie gebruik, dan gaan God hoor. So nou gaan bid ek het nou gehoor, iemand het sy gebed begin deur te sê, o Vader wat in die hemel is. So nou gaan bid ek, want daai ou het so geestelik geklink. Hy het gesê dat toe die Here vir hom 'n wonderwerk gedoen het, het hy voor sy bed gaan kniel. So dit moet 'n geestelike ritueel wees. So nou kom ek by die huis, en nou gaan staan ek voor my bed, en ek is te oud om dit te doen. Nou onthou ek hiervoor, o Vader, wat in die hemel is. Toe het hy volgende gesê, ek pleit die bloed. So nou sê ek pleit die bloed. Hy het dit so gesê, bloed. Jy moet dit oefen vanmiddag, bloed. En toe hy sê, bloed, toe skud die hemele. So nou gaan ek huis toe, en op grond van my prestasie, sê ek hierdie mystiese sinnetjie, want dan dink ek God gaan hoor. En weet jy wat is die waarheid? Abraham het geslaap, toe God die beloftes maak. Ons het hierdie goed wat ons doen, onskriftuurlike nonsens. Tweede ding wat ons like om te doen, want dit klink so geestelik, is ons loop en salf alles en almal van die môre tot die aand. En laat ek dit nou vir jou sê, as ek een ou vang, wat salfkolle teen my mure sit, gaan jy betaal om daai kolle af te haal. Verstaan jy vir my? Jy loop nie en salf die matte en jy salf niks. Jy sal betaal om hierdie goed reg te maak. Hoor vir my mooi, ek maak nie grappies nie. Maar ons dink, die Here gaan my nou hoor, want ek pleit die bloed, en dan gooi ek die olie. En ons kry dit nêrens in die Bybel nie. Daar is een plek, en dis as iemand siek is. Maar ons het ons ritueeltjies, en ons foefies, want ons dink ons is so geestelik, wanneer ons die hele dag loop en olie gooi, want ons dink, wanneer ons iets na die tafel toe bring, dan gaan God beweeg. Want een of ander sussie op Facebook met 'n simpel haircut loop en vertel vir almal hoe sy van die môre tot die aand haar man salf. Ek dank die Here ek is nie 'n man nie, want ek het nie die geld vir al die shampoo nie. En ek noem dit want ek kry baie vrae oor hierdie vrou. En jy kan my video vir haar stuur, ek het al met haar gepraat.
Want ons dink, dit gaan my huwelik red. Wanneer ek die bloed pleit en die olie gooi, dan gaan my huwelik gered word. Bly net by my, bly asseblief, ek is amper klaar. Weet jy wat doen ons nog? Ons dink dat hoe meer geld ons gee, hoe meer gaan die seën van die Here op ons rus. Ja, jy glo dit. Jy glo dat as jy nie jou geld bring nie, dan gaan 'n vloek oor jou kom. Abraham het geslaap. Inteendeel, my broeder en suster, God werk op sy beste wanneer sy mense slaap. Ek sal elke Sondagmiddag dan sê ek vir my vrou, ek gaan nou Psalm 27 toepas. Aan die begin het sy nie geweet waarvan ek praat nie, en toe eendag toe gaan lees sy Psalm 27. Psalm 27 sê, want die Here gee selfs aan sy geliefdes in hulle slaap. So ek sal baie keer vir my vrou sê, ek wil net so 'n bietjie by die Here gaan ontvang, verskoon my vir 'n uur. Wat nie baie nie, op Sondag, sorry. Maar weet jy wat, is nie net Abraham wie geslaap het terwyl God gewerk het nie. Want hierdie is 'n patroon van God dwars deur die Bybel. Adam het geslaap toe God vir hom 'n vrou geskaap het. Ag manne, kan ons nie dalk op ons knie gaan en sê dankie dat U hom in die slaap gemaak het nie. Want as Adam 'n sê in hierdie saak moes gehad het, het ons met probleme by die huis gesit vandag. Dit sou 'n issue gewees het as ons albei die heeltyd reg was. Adam het geslaap toe God 'n wonderwerk uit hom uittrek. Jakob het in Bethel geslaap terwyl God die verbond met hom bevestig. Josef het geslaap toe God die toekoms aan hom geopenbaar het. Samuel het geslaap toe God hom roep vir die voltydse bediening. En toe God aan hom die toekoms openbaar van die leierskap van Israel. Elia het geslaap terwyl God engele gestuur het om vir hom kos te bring. Daniel het geslaap terwyl God die oorwinning van die Messias in 'n droom aan hom geopenbaar het. Selfs Jesus het op die boot geslaap, want hy het geweet, God doen wat God wil. Petrus het in die tronk geslaap, want hy het geweet, God maak tronke oop. Paulus en sy manne het aan die slaap geraak op die skip tydens die storm, want hy het by Jesus geleer om in 'n storm te slaap, want God doen wat hy wil, hy het my nie regtig nodig nie. Psalm 127, presies 127, dis my vers, of my gedeelte. Hoe mooi sê die boodskap dit. Dit is 'n vermorsing van tyd, om vroeg op te staan en tot laatnag wakker te bly en jou mors dood te werk. Die Here gee vir almal wat hy lief het, al hierdie goeie dinge in hulle slaap. God het 'n verbond gesluit met Abraham, en ons gaan volgende week, ek weet ek het begin praat oor die bloed, maar is nodig dat jy verstaan waar dit vandaan kom. Maar ek wil jou los met hierdie woorde vandag. Daar is net een ding wat vir Abraham gewerk het, nadat God die verbond gesny het. Net een, wat hom deel gemaak het van die verbond. Jy sal dit vind in Genesis 15:6.
wat hy sê, en hy, Abraham, het in die Here geglo. En God het hom, dit is vir Abraham, daai geloof tot geregtigheid gereken. Paulus skryf later daarvan in Romeine ook. Ek is klaar. Is van julle wat hier sit, wat so hard probeer om God te impress. En ek verstaan jou hart. Want dit maak nou nie saak hoeveel van hierdie goed ek ken en weet in my lewe nie. Ek vang myself ten minste 40 sekondes uit elke minuut uit waar ek God probeer impress. Ek weet julle doen nie, maar ek sukkel daarmee. En veral as ek droog gemaak het. Julle is heilige goeters, julle. Ek sê, as ek lelik is met my vrou, onnodig. As ek lelik is in die publiek met tye, en ek klim in my kar en ek dink, ag Werner, hoekom? Dan begin ek in my kop klaar uit te werk wat ek gaan doen, sodat God my sal vergewe. Ek gaan môreoggend 'n halfuur vroeër opstaan. En ek gaan 2 hoofstukke meer lees. En ek gaan vir hom wys wat bring ek na die tafel toe. En toe hy die nuwe verbond gesny het, was jy nie eers op aarde nie. Jy het nog nie eers bestaan om te kan slaap nie. En Paulus sê, toe het hy jou klaar op jou naam geroep. So vanoggend wil ek vir jou sê, wat dit ook al is wat jy verlang van hom. En ek weet, soms is die antwoord ja, soms is die antwoord nee, soms is die antwoord wag. Ek garandeer nie en God garandeer nie dat alles net in jou skoot gaan val. Maar hierdie goed het my omtrent oor die laaste 8 jaar, wat die Here hierdie goed aan my begin openbaar het dit 'n las van my skouers afgehaal om God te probeer impress. Want ek het net meer en meer soos 'n mislukking begin voel. Vandag wil God hê jy moet weet, hy het jou nie nodig nie. Hy het nie jou hande nodig in daai omstandigheid nie. Hy het nie jou input nodig met waarmee hy besig is nie. Hy gaan homself ook nie aan jou verduidelik nie. Here, hoekom? Niks meer uit te waai nie. Glo my. Vertrou my. Want hy, die een wat die lig homself is, wie waarheid homself is, wie nie kan lieg nie, het alselfs in die ewigheid van tydloosheid, het hy rondom die stukke van Christus gestap, en ek skep 'n metaforiese beeld. Voordat daar enige ding geskape was, tussen die stukke van Christus deurgeloop, en vir homself gesê, ek sal hierdie ding waar maak, al kan my kinders niks byvoeg nie. So vanoggend sê die Vader vir jou, kom rus by my. Ek sal hierdie ding uitsorteer. Ek sal nie dat jy ondergaan nie. Ek sal nie dat jou huwelik misluk nie, al is die kontrak om te skei op jou tafel om geteken te word, as jy net in die bed sal gaan klim, sodat God kan werk. Wil jy nie vanoggend, jammer ek is ver oor my tyd, vergewe my, maar wil jy nie asseblief vanoggend vir die Heilige Gees vra? Ek weet nie of 'n pastoor al ooit so uitnodiging gemaak het nie. Of jy nie dalk vir die Heilige Gees vanoggend sal vra om jou in die slaap te maak en jou snoesig in die bed toe te maak, sodat hy kan beweeg.
en jy jouself dalk net oorgee vandag en sê, Vader, in die eerste plek, ek is so jammer dat ek gedink het, ek gaan U beïndruk, maar ek gee myself oor. Want kan ek eerlik, nie as 'n pastoor nie, net as 'n mens vir 'n sekond met jou praat? Ek, waar ek hier staan vandag, is so moedeloos en so fed up vir soveel goed wat aangaan. En as 'n mens was ek nie eers lus om kerk toe te kom vandag nie, want ek is moedeloos oor soveel goed. Maar ek kan uit ondervinding vir jou sê, soos daai ou liedjie wat ons gesing het, He's never failed me yet. Hy sal jou nie faal nie. Vir jy nie asseblief, net vir 'n oomblik, 30 sekondes na 'n minuut toe, net so bietjie met hom gesels, jy weet wat op jou hart is. Vader, baie dankie vir U goedheid in ons lewens. Baie dankie, Vader. Ons is so ontrou. En U bly so besonders getrou. Here, ons het nie altyd menslik gesproke antwoorde vir alles in ons lewens nie, en ons kan nie eers altyd aan mense verduidelik wat aangaan nie, en ons probeer party daar baie slimmer en geesteliker voorkom as wat ons regtig is. Maar een ding weet ek verseker, U het my regtig nog nooit geval nie. U het nog nie een van ons ooit geval nie. Partykeer in die oomblik voel dit so, en partykeer in die oomblik is ons kwaad en gefrustreerd, want ons kan nie sien en verstaan waarmee ons besig is nie, maar wanneer ons terugkyk, dan sien ons hoe U ons nie net deur goed lei nie, maar hoe U goed uitgesort het, en ons weet meeste van die tyd nie eers hoe U dit gedoen het nie, want U is getrou. En as U 'n ding gesê het, dan sal U dit doen. En U het vir ons gesê, soveel goed, maar onder andere dat U ons nooit sal begewe nie, nooit sal verlaat nie. U het gesê dat U elke dag aan ons sal voorsien wat ons vir daai dag nodig het. En ons kan met eerlikheid sê, dit is so. Here, maar U weet ook dat hier's mense hier vandag wat in groot krisisse sit. Hier's mense hier vandag wie se harte geskeur is, wie se emosies absoluut verpletter is. Mense wat aan 'n ou garingkie hang as dit kom by hulle geloof, want hulle weet nie meer wat se kant toe nie. U ken elkeen van ons, want daar is niks wat nie ontbloot is voor die oë van Hom met wie ons te doen het nie. En ek wil U vra, Vader, vanoggend nie om elke probleem vandag uit te sort nie, want dit doen U in U tyd, en soos wat U wil. Wat ek U vra vanoggend is dat U deur die krag van U Gees aan elkeen vrede sal gee. En 'n bewuswording, 'n fisiese bewuswording van U teenwoordigheid. En dat alles sal oukei wees. Ek dank U ook vir die wonderwerke wat U nog gaan verrig in ons lewens. Ons hoor daagliks, weekliks
van mense in die gemeente, van dinge wat u doen, en dan staan ons verbaas oor dit wat 'n week of 2 of 3 nie eers in gedagte was nie, het u net oornag kom bewerkstellig. Want dis wat u doen. So ek vra u dat u net 'n kalm gerusheid in ons harte sal gee, dat alles sal oukei wees. En ons weer kies om soos Abraham ons geloof in u te sit. Dat u sal vir ons deurkom, op een of ander manier. En of dit nou in hierdie lewe is, en of dit in die volgende is, maar alles sal regkom. En ons eer u daarvoor. In die naam van Jesus, die heilige kind, bid ons dit. Amen. Ons gaan 'n